Hoofnuus vanaand, die parlementêre afsettingskomitee kan nie met openbare verhore voortgaan nie. Israel maan teen die VSA se kernooreenkoms met Saudi-Arabië. En Namakwaland hou nuwe jaar met sy skouspelagtige blomme pragt. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die parlementêre afsettingskomitee sê sy werk gaan agter die skerms voort, ondanks vandag se hofinterdik wat die proses tydelik opskort. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het aan president Cyril Ramaphosa 'n tydelike interdik teen die afsettingsproses toegestaan. Ramaphosa het die hof verlede maand gevra om die staat van beskuldigingsproses op te skort, terwyl die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel hersien word. Luidens die verslag is daar gronde vir 'n prima facie saak teen Ramaphosa in verband met die gebeure op sy Palapala plaas. Afsettingskomitee is saamgeroep na die Grondwethof uitspraak in Mei en moet ondersoek of Ramaphosa uit sy ampt verwyder moet word. The first and second respondents are interdicted from proceeding with the public impeachment hearings in terms of Rule 129(M) of the National Assembly Rules. Daar was 7 respondente in Ramaphosa se aansoek in die Hooggeregshof, naamlik die parlementêre speaker Toko Didisa, die voorsitter van die afsettingskomitee Makashule Ghana, die ATM-LP Woyolwethu Zungula, die EFF, ATM, MK-party en UAT. Ghana sê egter dat die uitspraak voorsiening maak daarvoor dat sommige van sy komitee se werksaamhede kan voortgaan. I have this afternoon met with the legal team to go through the judgment of the Western Cape High Court, and that they indicated to me that the only part that has been interdicted, it's holding the public hearings on this particular matter pending the review application by President Ramaphosa. All other work in preparation for this committee has not been interdicted. Ghana sê die voorgenome sitting van die komitee volgende Woensdag gaan voort. We are going to finalize the name of the evidence leader that will recommend for appointment, and also the finalization of the terms of reference. Ramaphosa se woordvoerder sê hy respekteer die regsproses. President Ramaphosa reaffirms his respect of judicial independence and separation of powers enshrined in our Constitution. The President will continue to cooperate with and abide by processes of accountability. Ramaphosa se aansoek om hersiening van die onafhanklike paneel se verslag word in September aangehoor. Sommige politieke partye het hulle teleurstelling oor die uitspraak uitgespreek en Ramaphosa van vertragingstaktiek beskuldig. Ander partye sê egter die reg moet sy gang gaan. Die ANC verwelkom die uitspraak en ons sien uit ook om na die gedetailleerde uitspraak. Daar was mos 3 verskillende uitsprake. Maar as een besluit van die hof en daai besluit verwelkom ons. Die uitspraak spreek die president nie vry van enige oortreding nie en bepaal ook nie of die Palapala beskuldigings waar is nie. Dit bepaal bloot die volgorde waarin die regs- en parlementêre prosesse moet verloop. Die president is geregtig om sy regte uit te oefen, maar Suid-Afrikaners is ewig geregtig op antwoorde en aanspreeklikheid. It's a very important decision for separation of powers and it needs to be studied very carefully. But it doesn't stop the committee from doing its work. We can do the administrative work. We can appoint the evidence leaders. We can finalize the terms of reference. We can settle the witness list. Here we're dealing with someone who's really avoiding accountability. So it is a pattern, and we're going to study the judgment and see how we then move forward. This is a delaying tactic, and it's highly disappointing that the judges would accept the argument that his reputation would be negatively affected and therefore grant him his request for a stay of this matter. Interdict is basically delaying Parliament or delaying South Africans from receiving answers
as to is there misconduct on their president. I think this court made an error and undermined the constitutional obligation of a parliament that is representing the people, because it is not me and the other members of parliament who just want answers. It is South Africans. We believe that the president, like anyone in the country, has got the right to sought relief where he feels that his rights are impeded upon. So we're very happy with the outcome of the judgment. Our constitution is an evolving document, it's a living document, and of course the judges would have applied their mind in terms of the constitutional mechanisms involved here. But again, we abide by the judgment, and Parliament must continue doing its work. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het gehoor dat die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sedert sy verskyning as getuie in Maart versuim het om audit en finansiële rekords van sy sakeondernemings te verskaf. Karim se regspan het namens hom aansoek gedoen om sy getuienis uit te stel weens gesondheidsredes. Die getuienisleiers het egter sy 5de aansoek om uitstel teengestaan en gevra dat dit op die 14 Augustus aangehoor moet word op voorwaarde dat 'n onafhanklike geneesheer aangewys word om hom te ondersoek. Uitspraak om sy getuienis uit te stel word voorbehou. The heart of our opposition as the evidence leaders is that the Commission should not grant a postponement without requiring an independent medical examination. That is the heart of the opposition by the evidence leaders to a postponement. And the reason for that is because we've had a history of postponements where the length of time that we are told that Mr. Karim will be incapacitated has varied and grown each time. Die voorverhoor van 2 beskuldigdes wat aangekla word vir die moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock word maandag hervat. Stock, beter bekend as DJ Waras, is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die Mosambiekse vermeende sluipmoordenaar Armando Pakula het vanoggend verskyn, terwyl die persoon wat glo die moord gereël het, Victor Majola, weens administratiewe kwessies met sy gevangenisoorplasing nie teenwoordig was nie. Pakula en Majola staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en die sameswering om moord te pleeg. Issue relating to the docket content. The court notes that a meeting is to be held next Wednesday between Counsel for the State as well as Counsel for accused number 2 in order that this issue may be sorted out. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville Landdroshof tot 24 Augustus uitgestel. Dit is om haar in staat te stel om waarneming by 'n psigiatriese inrigting te ondergaan om te bepaal of sy geskik is om verhoor te word en strafregtelik aanspreeklik gehou kan word. Rose is tans 5de op die waglys van die psigiatriese inrigting. Die 63-jarige het vanoggend vlugtig op aanklagte van moord verskyn nadat sy na bewering vroeër vanjaar haar 80-jarige suster, Constance Scholes, in haar huis in Bellville Suid, Kaapstad, vermoor het. Die polisie het Scholes in haar huis aangetref. Sy was onthoof en haar hande was afgekap. Rose het vroeër geweier om die hofsaal binne te gaan weens die teenwoordigheid van die media. Die saak word gekenmerk deur talle vertragings en uitbarstings teenoor die media en die landdros. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgothi Tobagale, het sy kommer uitgespreek oor verouderde infrastruktuur in gevangenisse waarin dwelms en ander verbode items versteek word. Hy het die media toegespreek na 'n klopjag by die Westville gevangenis in Durban. Beslag is gelê op dwelms, messe, selfone, geld en televisies. Die klopjag volg nadat dwelms verlede week in pype en ander verouderde infrastruktuur gevind is. Last week, in 2 days, we found a total of, confiscated a total of 2,714 slopes of dagga,
7 compressed data parcels. Now, with one compressed data parcel, the parcel is of the size of my hand, you are able to generate more than 1,500 slopes. Slopes are small packages that you can sell. So you can imagine the numbers from 7 compressed parcels, how many slopes you will get out of that. Tobakale sê gevangenes en bewaarders wat verbode items by tronke insmokkel sal vasgetrek word. We're also able to identify the places where this amount of drugs would be stored. For instance, because our facilities are quite old, the inmates and some of our members actually target spaces where there would be vulnerability in terms of infrastructure, where we need to maintain. Die kommissaris van korrektiewe dienste het bygevoeg dat daar tans meer as 28,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers in gevangenisse reg oor die land is. President Donald Trump het sy dreigement uitgevoer om Teheran swaar te straf in weerwraak teen die Iran-gesteunde Houthi-rebelle in Jemen se aanvalle op olietankiskepe in die Rooi See. Iran het kort daarna teruggeslaan. Verskeie Amerikaanse teikens is in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangeval. Amerika se strafaanvalle op Iran het so wyd gestrek as die Kaspiese See, dit nadat die Midde-Oosterse konflik uitgebrei het na die Rooi See, na die Houthi se blokkering van 'n kritiese deurgangsroete vir Saudi-Arabiese olieskepe in die gebied en aanvalle op vaartuie. Die optrede het hernieude druk geplaas op olievoorsiening aan die res van die wêreld, wat die olieprys weer skerp laat styg het. Intussen het Israel gewaarsku dat die kernooreenkoms tussen die VSA en Saudi-Arabië, wat vroeër die week bespreek is, 'n kernwapenwetloop in die Midde-Ooste kan ontketen. Die ooreenkoms laat Saudi-Arabië toe om Amerikaanse tegnologie te gebruik om kernreaktors te bou en uranium te verryk. Dit moet nog deur die Amerikaanse Kongres goedgekeur word. From the Israeli point of view, it affects the arms race, nuclear arms race in the Middle East. It creates precedents about the proliferation of, or possibly proliferation of nuclear capabilities, and also set some precedents about inspection and monitoring. Depends on the actual details of the agreement. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu en sy ministers van verdediging en buitelandse sake het nog nie op die ooreenkoms gereageer nie. Volgens die voormalige minister van verdediging Avigdor Lieberman is dit 'n bedreiging vir Israel se langtermynveiligheid, aangesien 'n kernprogram in Saudi-Arabië kan lei tot die vervaardiging van kernwapens in die koninkryk. Trump het dit egter duidelik gestel dat die ooreenkoms slegs bekragtig sal word as Saudi-Arabië toestem tot die Abraham-ooreenkomste om betrekkinge met Israel te normaliseer, 'n stap wat die koninkryk tot dusver geweier het. Die ooreenkoms gaan nou na die Amerikaanse Kongres vir die volgende 90 dae voordat daaroor gestem word. Volgens die demokratiese senator Edward Markey sal dit beteken dat Amerika 'n autoritaire en oorlogsigtige land toelaat om die tegnologie vir kernwapens te ontwikkel, terwyl die VSA besig is met 'n oorlog teen Iran onder die voorwendsel dat hy wil voorkom dat die land 'n kernbom ontwikkel. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het intussen 'n ernstige waarskuwing aan die VN se Veiligheidsraad gerig oor die eskalerende konflik in die Midde-Ooste en sê dit is buite beheer. Dit is onseker of motoriste volgende maand enige verligting by volstasies kan verwag. Volgens die Sentrale Energiefonds kan die petrolprys in Augustus met net meer as R1 per liter daal, terwyl duurder diesel voorspel word. Markontleerders waarsku egter dat die onlangse skerp styging in die ruolieprys tot oor $100 per vat wegkalwe aan moontlike prysverlagings. Ekonome sê die markdruk bedreig Suid-Afrika se ekonomiese herstel. At the end of June, we're expecting something in excess of R3 in terms of a drop coming through because of the price of the crude oil plus the strength of the rand. In the last couple of days, that has dropped significantly, and now we're barely looking at any
was decreased at all coming through. The reason being is that the price of oil has sharply increased. We've seen Brent crude oil go from the mid-70s to like almost 100 again. In fact, it's breached 100 a couple of times, dollars a barrel for Brent crude oil. Nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Terwyl die lente dalk nog 'n maand of 2 weg is, pronk die blomme reeds in Namakwaland. Die wêreldbekende Namakwalandse madeliefies het die normaalweg Karoo-agtige landskap getransformeer. Die jaarlikse skouspel sorg ook vir 'n ekonomiese hupstoot vir die streek. 'n Ontploffing van kleur. Die mosaïek van geel, pers, wit en oranje verhelder die landskap. Die natuurlike skoonheid lok duisende toeriste elke jaar. Die blomme is pragtig hierdie jaar. Ek dink is baie beter as die vorige jare. Maar dit is pragtig, regtig. Op hierdie stadium is dit baie mooi. Die geel, die oranje, daar's persblommetjies uit. Dit is plate van hulle is baie mooi. En ek weet die bolplante moet nog uitkom. Maar mens kan al sien, hulle is besig om knoppe te maak en so aan, so is baie mooi. 'n Goeie blomseisoen soos hierdie een is 'n ekonomiese hupstoot vir die streek, van verblyf tot toergidse tot kostalletjies. Ons kan nie eintlik werk, maar die blomme help verskriklik baie, regtig waar. Ek het wanneer begin staan, ek het Vrydag begin staan. En toe gaan daar regtig niks aan by my nie. Totally niks. Ek het geleen R150 om te begin. En nou weer met die besigheid om my meel en die bottertjies en die goedjies aan te koop. En dit het verskriklik vir my gehelp. Ek kan op my eie weer aangaan met die besigheidjie. Die natuurlike pragt, tydelik, maar wat elke jaar sonder uitsondering vreugde bring. Die blomme het baie vroeg die seisoen gekom en daar is natuurlik nou vrese dat dit vroeg gaan verdwyn. Intussen hoop inwoners dat goeie reën gaan val, sodat die blommeseisoen verleng kan word. Ulrich Hendricks, SAK nuus, in 'n veld vol blomme in Nieuwoudtville in Namakwaland. Gelukkige man, en dit is waar ons moet groet vir vanaand. Tot môre aand, geniet die naweek, totsiens. Goeienaand en welkom, die weer is as volg. Wat vandag gaan betref, wolklose toestande kom voor in die sentrale dele van die land, asook in die westelike helfte, met bewolkte toestande wat strek van dele van Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die grootste dele van die Oos-Kaap. Daar is ook sterk wind wat verwag kan word langs die Ooskus. As ons kyk na môre, oggendmiskole kom voor in dele van die Noord-Kaap, Noord in die Wes-Kaap eerder, asook in dele van die Oos-Kaap en in KwaZulu-Natal. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir rowwe see-toestande en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koeldag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 21 en met 'n minimum van 5. Johannesburg se maksimum is 19 en 'n minimum van 7. In Limpopo 'n koeldag kan ook verwag word. Messina het 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 11. Polokwane se minimum is 5 en 'n maksimum van 20. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Ander koel tot warm. Standaard het 'n maksimum van 19 en 'n minimum van -1. In KwaZulu-Natal onthou asseblief die rowwe see-toestande wat voor kan kom wat navigasieprobleme veroorsaak. Durban se maksimum is 21 grade, asook Richards Bay. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap. 'n Koue dag kan verwag word. Willowmore 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 3. Gqeberha se maksimum is 20 grade.
In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word langs die kus. Ander koel in hierdie provinsie Kaapstad het 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 9. In die Noord-Kaap 'n koeldag kan verwag word. Appington het 'n maksimum van 23 met 'n minimum van 1. Dit is koud oornag in Sutherland met 'n minimum van -2. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. 'n Koue dag kan ook verwag word in die provinsie. Welkom met 'n maksimum van 20, asook Bloemfontein. Dit is ook koud oornag in Bloemfontein met 'n minimum van -1. Dan laastens Noordwes, 'n koeldag kan verwag word. Maiken se maksimum is 21 grade met 'n minimum van 2. Vryburg se minimum is -2 en 'n maksimum van 22. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.